praat oor die sien op die skerm, moenie wat? Moenie ontsteld wees nie. My broers sê dat in die eindtyd, is dit een van die grootste uitdagings vir die kinders van die Here en elke mens, waaroor jy moet waak. Jy moenie ontsteld raak nie. Die Bybel is baie duidelik, daar gaan baie dinge kom, jou pad langs, wat jou ontsteld gaan maak, en ons gaan nie in hierdie reeks wys vanuit die Here se woord, vanuit die Bybel, wat die effek is as jou hart ontsteld raak. Is jy met my? Miskien gaan ek nie vanoggend daaraan raak nie, maar ek kan dit reg aan die begin sê. As jou hart ontsteld raak, mis jy die geleenthede wat God vir jou skep. Grondslag, ek gaan vir jou bewys in die woord uit. En die vyand kry 'n oop deur. Glo, is hier mense wat my glo wat ek sê? Of moet ek jou bewys uit die skrif uit? Ek gaan jou bewys, maar gee my net kans, ek moet 'n inleiding maak, en ons beweeg stap vir stap, en moet nou nie soos een van daai enkele mense wees wat sê, ag nou kom ek eers by die volgende 6 weke kerk toe, want ek wil nie die goed oor en oor hoor nie. Come on, wake up! Ek herhaal bitter min skrifte, net my kernvers herhaal ek, ons gaan dieper in delf. Come on, wees nou 'n bietjie iemand wat erns maak met die woord van die Here, en nie net oppervlakkig is nie. Amen. Goed, kom ons beweeg saam, mis dit nie. Ons kyk saam, ons loop 'n pad, saam, met die woord van die Here, dat ons na die reeks kan uitvind, hoe gevaarlik is dit, as jou hart ontsteld geraak het. Kyk ons kernteksvers wat ons deurgangs gaan gebruik. Hier's eintlik 2 wat ons gaan gebruik, wat Jesus herhaal dit. In Johannes 14:1 sê Jesus hierdie woorde, hy praat met sy disippels en my, hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. En die enigste manier hoe dat jy dit gaan regkry is, hy sê, kom ons sê, glo in God, glo ook in my. Dis die enigste manier wat jou gaan vrywaar, hoe jy jou hart gaan regkry, jy moet God begin glo. As er ooit 'n tyd is, wat mense op hierdie aarde God sal moet glo, is dit nou. Goed, kom ons kyk verder, kom ons kyk die Amplified, en dit ook, toe ek gaan delf in die Griekse woord, en ek werk altyd uit die 26 translation, en dan kyk ek uit 26 verskillende vertalings, en dan haal ek die sleutelwoorde uit, en dan gee ek dit vir idee, kan nie almal gee, sekerlik nie, maar hy sê, do not let your heart be troubled. Maar die Griekse woord beteken ook, moenie dat jou hart bevrees word, don't be afraid, cowardly beteken wat? Lafhartig? Distressed, worried, jou hart must not become upset, and agitate. Kyk na die Griekse woord, ek gaan hom naslaan in die Strongs, en ek gee vir jy die syfer, dis 5015 uit die Strongs, en wat die Griekse woord, wat in Afrikaans vertaal is, met ontsteld is, tarasou, en sy grondbetekenis, to stir, or agitate, uncertain, verontrus, en toe begin ek die Afrikaans bykie uittel, dis 'n ryk woord hierdie, as jy dieper in delf, moenie dat jou hart verontrus raak nie, moenie dat jou hart in beroering kom nie, moenie geïrriteerd raak nie. Hallo? As jou hart geïrriteerd raak, dis een van die goed, wat die vyand gebruik, 'n wapen, om jou hart verontrus, ontroer te raak, en dan raak jy geïrriteerd, en dan mis jy die geleenthede van God. En natuurlik lafhartig, onseker, onvas. Ons het nie onvaste harte nie, né? Is jy oppas, dis iets wat jy self die verantwoordelikheid moet vat. Dis iets wat jy moet doen om te keer,
dat jou hart nie in so 'n toestand verval, soos wat ons nou net vir u voorgehou het nie. Maar hoe gaan jy dit regkry? Die tweede gedeelte van hierdie teksvers in die Amplified vertaal hom so, but believe confidently in God, trust in him, have faith, hold on to it, rely on it, keep going. Kom sê vir mekaar, keep going. Keep going. Moenie net begin nie. Party mense begin en hou net so rukkie uit. En sê, o, dit werk nie. Come on. Dit werk. As you just keep going and believe also in me. Dit is wat Jesus Christus vir u en vir my wil sê. Het jy so 'n bietjie 'n dieper, 'n groter prentjie van wat Jesus bedoel? Waak daarteen, moenie dat jou hart ontsteld raak nie. Kyk wat sê hy, in dieselfde hoofstuk, net bietjie verder, vertel hy hulle hierdie woorde in vers 27, Johannes 14:27, vrede laat ek vir julle na. Sê dis 'n nalatenskap. Kom ons sê 'n erfenis. Jy gaan dit erf. Jesus sê, ek laat dit vir julle na. Wat? Vrede. En hy sê, my vrede, kom ons sê, sy vrede. Sy vrede laat ek vir jou na, ek gee dit vir jou as 'n erfenis, ek gee ek aan julle. Kyk maar, hy sê, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie. Hoe gee die wêreld vrede? Weet jy, is alles vlot verloop, en alles gaan my manier, en alles is gaan voor die wind, maar dis soos die wêreld se vrede is, né? Weet agtergekom, dit is baie kort stond dan, net so rukkie. As jou omstandighede verander, is jou vrede weg. Dis wêreld se vrede. Daar waar jy nou sit in jou bank en jy sit nou rustig en dink, weet jy, alles is in plek, prys die Here. Wow! Terwyl dit broer daar buite gaan, ek het vrede. Dis in 'n sin wêreldse vrede. Die vraag is, kan jy vrede behou as jou situasie verander? As die wind teen jou draai, as die toets en die beproewings kom en die storm bars los oor jou, kan jy nog vrede hê. Dis sy vrede. Amen. Kom ons herhaal net weer om vir mekaar te sê, dis goddelike vrede. Dis 'n nalatenskap. En ons gaan mekaar leer vanuit die Bybel, hoe gaan ek sy vrede kry? Sy vrede. Dis bonatuurlik. Die Bybel noem dit gaan jou verstand te bowe. Dis die vrede waarna u en ek gaan jaag. Dan kan wat nou ook al gebeur, my hart sal nie ontsteld raak nie. Amen. My hart sal vas wees, hy sal dapper wees, en ek gaan nie vrees nie. Kom wat wil. Dis wat Jesus vir u en vir my wil sê. En dan herhaal hy dit, omdat hy vir jou beloof oor sy vrede, wat 'n erfenis is, sê hy net vir jou, die volgende sin in daai teksvers, laat julle harte nie ontsteld word, en nou voeg hy by, en bang wees. Moenie bang wees nie. Kom ons sê vir mekaar, moenie bang wees nie. Goed. Gaan u my pad langs kom, that's for sure, dat as jy nie met Jesus se vrede gaan leef in jou binneste nie, gaan jy bang word. Dit is menslik. Maar ons, okay, ek hardloop nou vooruit, kom ons gaan verder, kom bly by die skrif. Goed, in daai selfe konteks wat Jesus het nou net gesê het, ek gee my vrede vir julle, dan sê hy, stel hy 'n voorbeeld, en dit het sy kant langs sou kom, en dit gaan na jou en my kant toe ook kom. Hy sê, ek weet dit. In die konteks van wat hy gesê het, van hierdie vrede van hom, dat jou hart nie ontsteld raak nie, sê hy, ek weet, die owerste van die wêreld, wat die Satan is, ek weet, hy kom na my kant toe, en het aan my niks nie.
Kyk en vertaal die nuwe vertaling, want om eintlik beter, makliker, verstaanbaar vertaling. Hy sê, ek weet, alhoewel ek weet, die Satan is aan die kom, maar hy het geen mag oor my nie. Dis goddelike vrede. Want die een wat jou die vinnigste, jou hart ontsteld maak, wat jou hart geïrriteerd maak, is die duiwel, en ek gaan jou wys hoe werk hy by dit. As jy volgende Sondag kom, en die Sondag daarna, alles gaan jy net wonder, of jy sal baie tyd moet spandeer in die woord indelf. Kom luister, hoe doen hy dit? Hy kom na jou kant toe. Niemand is gevrywaar nie. Is dit waar? Want Jesus sê hierdie woorde. Hy sê hierdie woorde nie, maar kom ons bemoedig mekaar net. In 1 Johannes 5 vers 19 skryf Johannes, en hy sê, ons weet dat ons, u en ek, uit God is, maar die hele wêreld is in die mag van die bose lê. Jesus bid in Johannes 17, hy sê, u en ek, ons is wel in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Kan ons net vir mekaar sê, mense, alhoewel ons in die wêreld is, maar ons is nie deel van hierdie wêreld nie. Ons is oorgebring van die wêreld na die koninkryk van God. Jy's anders. Hoekom? Deur wedergeboorte. Want die volgende vers, hy sê, wat ons weet, as ek nog by regte, hy sê, maar, vers 18, Johannes 5 vers 18, maar hy wat uit God gebore is, wedergebore, kan ek sien wie is uit God gebore? As jy wedergebore is, die Bybel leer ons, as jy Jesus aangeneem het, as jou redder, jou Here, jou saligmaker, jou lewe, jou hart, alles aan hom toevertrou het, dan kan woon hy binne in jou, en die Bybel noem het wedergeboorte. Dis waarom jy sy vrede kan hê, want God se koninkryk is nie buite jou nie, is binne in jou. Is dit reg? Wedergebore, ons is nou uit, maar ons wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen, ek hou van die woord, geen, kom sê geen vat op hom nie. Dank van jou af, wat jy glo. Want my, party mense sê, wow, is die duiwel nou hier by my, hy is rondom my en vat aan my, maar come on! Glo jy die woord? Het jy gesag? Het jy autoriteit? Glo jy nog, hy hou vas op jou? Glo die woord? Sê ek weet hy kom. Maar glo wat Jesus sê, hy het geen vat aan my nie. Hoekom? Want ek is uit God gebore. Hoe werk dit? Hy verduidelik het vir ons in hy selfe hoofstuk. Kom ons gaan in 1 Johannes 5 vers 4 toe. Want alles, want alles wat uit God gebore is, doen wat? Oorwin die wêreld. Hierdie wêreld lê in die mag van die bose. Die wêreldse stelsel. Hy sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning. Wat is die oorwinning? Hoe gaan ons die wêreld oorwin? Want die oorwinning wat die wêreld oorwin het, is naamlik, sê weer, ons geloof. Julle weet dit nou aan hierdie tyd al. Hoe werk geloof? Wat is geloof? Vir my is dit niks anders as 2 Korintiërs 4 vers 13 wat jy daar sien, wat jy so goed ken. Paulus skryf, hy sê, want ons het 'n gees van geloof, en omdat ons glo, daarom praat ons. Geloof praat. Dis is geloof funksioneer. Iemand wat geloof het, praat dit. As jy ongeloof het, gaan jy dit praat. As jy vrees in jou hart het, gaan jy dit praat. Hoe weet jy iemand is ontsteld? Die vinnigste om dit agter te kom is, nie net na sy gesig te kyk nie, gee hom net kans dat hy sy mond oopmaak. Dan hoor jy, hy is ontsteld. En mense so mekaar gesit. Is dit reg so? Maar as jy geloof in jou hart het, gaan jy dit praat. Amen.
En dan kom jy gou agter saam met wie praat jy? Praat jy saam met die wêreld? Praat jy saam met die duiwel? Amos 3 vers 3. Hoe kan twee saamloop as hulle nie dieselfde goed sê nie? Hoe kan jy sê jy loop saam met God as jy nie saam met God praat nie? Jy besluit, gaan jy saam met die wêreld loop of gaan jy saam met God loop? Ek het van hierdie lied gehou wat Susan hulle gesing het. Ander het uitgesak en hulle het 'n liefde ontwikkel vir die wêreld, soos wat ons lees uit Paulus skryf. Demas wat saam met my was, hy's nie meer saam met my nie. Hoekom? Want hy die teenswoordige wêreld lief gekry. Jammer, waar's hy? Waar's mense? In die 25 jaar wat ek hier is, het ek gesien hoe mense kom en gaan. Weet jy, as hierdie kerk al die mense kon behou, wat hier tot bekering gekom het, wat hier gedoop is, wat hier ja gesê het vir Jesus, as ons al net kon behou, moet ons nog so gebou het. Ongelukkig mense begin, maar hulle hou nie. Dankie Here vir u wat vashou. Ek kan jou sê wat die rede is, een van die grondredes is waarom hulle nie meer saam met ons is nie. Iewers het iets hulle ontstel, nou kom hulle nie meer kerk toe nie. Pastoor skreeu te veel. Maar die begin het hy die skreeu gehou, en hy het onder die geskreeu tot bekering gekom. Nou wat het langs die pad gebeur? Sy hart het ontsteld geraak. Hy's geïrriteer by die kerk. En die duiwel het 'n vatplek gekry. Moenie toelaat dat die duiwel 'n vatplek kry nie. Jy weet ons waarsku mekaar. Hy gaan jou pad langs kom. Hy loop rond soos 'n brilleleeu en hy kyk wie hy kan verslind. En baie wat eens hier was, as jy gaan kyk na hulle lewens, dan sien jy die vyand het hulle waaragtig verslind, want hulle lewens val uit mekaar uit. Het gaan nie met jou en my gebeur nie, want ons is vooraf gewaarsku. Dit begin met jou hart. Hoe oorwin ek die wêreld? Want hierdie wêreld lê in die mag van die bose. Dit het ons nou net gelees. Maar die wêreld gaan nie effek op my hê nie, want ek gaan dit oorwin. Hoe? Deur my geloof. En om geloof te behou, moet ek my hart vol kry van die woord. Is dit reg? Goed, kom ons kyk. Volgende vers gaan terug waar Jesus sy konteks praat. Hele konteks was, hy gaan sy disippels nou verlaat, hy gaan nou hemel toe, hulle is baie ontstel daaroor, daar gaan dinge, hulle pad langs kom, vervolging en al dies meer, hulle gaan verward raak, maar hy sê, moenie net jou hart ontstel te raak nie. En hy sê in Johannes 16:33, hy sê, dit het ek vir julle gesê, ek waarsku julle, dat julle in my vrede kan hê. My vrede het ek vir jou nagelaat. Jy kan by my vrede hê, as jy dit glo, en jou vasstaan, en jy bly daarin. Hy sê, maar in die wêreld sal julle wat? Verdrukking jy, ons is wel in die wêreld, maar God dat jy sê van die wêreld nie. Jy jou geloof het die wêreld oorwin. Is dit reg so? Maar, hy sê, maar, hou goeie moed. Hoe is jou gemoedstoestand? Het jy nog moed om voort te gaan, om jou oë te hou op Jesus Christus, die vereinder van jou geloof, dat jy die wedloop kan volhard? Hou moed. Ek het die wêreld oorwin. Jesus gesê, as hy hom oorwin het, kan jy in sy oorwinning ook die wêreld oorwin. Jou hart moet net nie ontstel te raak nie. Glo God, glo ook in my. As jy behoud, hou goeie moed, ek het die wêreld oor. Volgende vers, kyk gou. Ja, ek hou van hierdie een. My hele lewe deur bemoedig ek myself. Het julle ook sekere waarhede, skrifte, wat jy meer leef as jy in stryd kom, en dan bemoedig jy jouself? Het jy sulke skrifte? Jy moet jouself kan bemoedig. Jy moet met jouself kan praat, soos Dawid het met homself gepraat. Nou sê party mense, ek raak nou oud, ek praat aanhoudend met myself. Maar as jy net mooi luister wat ek sê, ek praat voort.
Ek het oor en oor al gesê, dankie Here vir die selfone en die wat jy nie meer in jou hand hou vas nie. Wat as ek ry het ek altyd gepraat as ek alleen is. Want mense altyd so kyk, is hierdie ou nie lekker sy kop nie. Nou dink ek praat op my selfoon, maar ek praat met die Here. Het is goed om met jouself te praat. Die woord in jou en jy praat dit en jy praat dit en jy praat dit, is dit waar? En een van die dinge wat ons onsself bemoedig is, daar gaan tye kom waar die duiwel gaan kom en hy gaan jou in die leeukuil laat beland. Is dit waar? Die wêreld gaan dit doen. Jesus sê as hulle dit aan my gedoen het, gaan hulle dit aan julle ook doen. Jy is nie gevrywaar nie, is dit waar? Natuurlik glo ons in hierdie kerk in voorspoed. Jy sal my altyd hoor preek voorspoed. Weet jy wat noem ek voorspoed? Hierdie ding wat ek nou vir jou gaan wys. Jy land in die leeukuil. En die Bybel sê, die koning het die hele nag nie geslaap nie. Heel nag vas hy, heel nag worry die koning. Maar Daniel slaap lekker tussen die leeu's. Staan jy? Hoe werk Jesus se vrede? Jy's binne in die leeukuil, tussen die leeu's. Die koning sit in die paleis, hy kan nie slaap nie, maar die man van God slaap tussen die leeu's. Ek noem dit prosperity. Soos Daniel dan uit die leeukuil opgetrek, sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is. Hoekom? Hierdie hele kerk moet dit saam praat. Omdat wat? Kom ons sê dit weer. Omdat hy op sy God vertrou het. Ek herhaal, dis vir my voorspoed. Jy gaan in 'n leeukuil kom. Jy gaan in die toets kom. Jy gaan in die storm kom. Jy gaan in die beproewing kom. Maar jy gaan daar uitgaan sonder geen letsel. Mits jy op God vertrou. Het Dawid, ek lees nêrens dat Daniel ontsteld geraak het nie. Hallo? Dink jy toe hulle hom gryp en sê dis nou leeukuil? Ek lees nêrens nie. Hy het net aanhou bid. Hy het net sy vensters oopgemaak soos wat die Bybel sê, soos hy gewoond was. Sê saam as soos hy gewoond was. Oor en oor, waarsku ek, herhaal ek vir jou mense, moenie eers begin bid as die storm kom nie. Jy moet leer om gereeld getrou te bid, sekere gewoontes in te bou, sodat as die storm kom, laat jy momentum het. En die Bybel sê, toe die toets kom, het hy gemaak soos hy gewoonlik gemaak het. Die vensters oopgemaak na die kant van Jerusalem en hy 3 keer op 'n dag het hy gebid. En dit was juist die aanklag teen hom. Mense, die duiwel sal afprobeer om jou ophou te laat bid. As jy ophou bid en die storm kom, ek kan nie vir jou sê, ek weet nie of jy daar gaan uitstap sonder letsels nie. In my kort lewetjie, in die klein rukkie wat uit die bediening is, het ek 'n paar goed gesien. 'n Bidder gaan deur leeukuile en hy kom maar uit sonder 'n letsel. Is dit waar? Want jy het momentum. Is jy gewaarsku? Kom maar na die oggendbidure toe. Staan maar Sondagoggend en vroeër op. Want is nie 'n gewone dag nie. Kom bid saam met ons. Mense, ons enigste behoud in die eindtyd is bid. Gaan jou wys uit die Bybel uit. Goed, wie glo saam met my? As die wêreld wakker bly, gaan ons slaap. In die midde van die leeukuil. En hulle is in die paleis en hulle gaan nie slaap nie. Maar ek en jy gaan slaap in die leeukuil. Kan ek 'n bietjie amen kry? Hoekom? Want hy het op sy God vertrou. Gaan jy op jou God vertrou? Goed, volgende vers. Want, kom ek vat u. Wat gaan gebeur in die eindtyd, wat Jesus ons gewaarsku het? Oor en oor waarsku ek vir u. Dit gaan nie beter word in hierdie wêreld nie. Beslis nie, die Bybel is die waarheid.
As die Bybel sê in die eindtyd gaan daar swaar tye kom, dan moet jy dit verwag. Maar ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Kyk wat sê hy vir ons, in Lukas 21, waarsku Jesus 25 en 24 en 25, trek ek gedeeltes uit, hy sê, en op die aarde kom 'n benoudheid van nasies en hulle radeloosheid en mense se harte beswyk van vrees van die verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Dit gaan jy verwag. Maar is in die wêreld. Dit gaan by die wêreld gebeur. Maar ek glo nie dit gaan met die mense gebeur wat op God vertrou nie. Ek glo dit. Dat is genoeg skrif. Dit hang af wat jy wil glo. Is dit reg so? Want die volgende, in daai hele konteks, as jou enigste behoud hoe jy gevrywaar kan word, daar is ontvlugting. In vers 36, hy selfe hoofstuk, gaan hy aan, maar voor ek daarby uitkom, wat moet jy doen as hierdie goed begin gebeur? En ons leef in die tyd, is dit waar? En as hierdie dinge begin gebeur, hierdie ding van die benoudheid, dat mense van vrees, hulle harte gaan staan van vrees, van die verwagting wat oor die wêreld gaan kom, en maar moet ons, en as hierdie dinge begin gebeur, wat wil jy doen? So loop. Sê, o Here, dis die einde, ons is klaar. Vlug wat sulke mense al weg. Hardloop weg. Hardloop na mense toe wat glo. Mense wat glo doen dit. Kyk dan op. Na bo, hef jou hoofde op. Hoekom? Want jy verwag verlossing. Nou is jou verlossing naby. As jy in die leeukuil kom, glo jou verlossing is nou naby. Jou verheffing is nou naby. Hang af wat jy glo. Maar jou geloof moet op die skrif gebaseer wees. Is dit waar? En dan gaan hy aan in vers 36, wat ek nie daar het nie. Jou enigste vrywaring is, waak en bid, so jy waardig geag kan word om al die dinge, kom ons sê, al die dinge wat oor die wêreld kom, dit kan ontvlug. Hoe? Waak en bid. Kry momentum aan jou waak en bid. Reg so? Goed, volgende vers. Ek hou van hierdie een. Ja, u wat jare saam met ons is, ek wys hierdie ding, ek glo dit my hele lewe deur. Asseblief, kom ons bly by die eenvoud van die woord. Toe die 10 plaae in Egipte was, en die Bybel sê, elke keer het was oor die hele Egipte. Ek glo, terwyl die muskiete, die Egiptenare gebyt het nie een muskiet die Israeliete gebyt nie. Ek glo dit. Hoekom glo ek dit? Want hier is die een wat vir jou klinkklaar moet wys. As die Bybel dit sê, in Eksodus 10, 22 en 23, kom daar 'n dik duisternis in so 'n mate die hele Egipte land vir 3 dae lank. Die Bybel sê hulle kon niks sien nie. Hulle kon nie beweeg oor die hele Egipte nie. Maar, sê saam my maar, al die kinders van Israel het lig in hulle woonplekke gehad. Het die Egipte dan nie kersse en lampe gehad nie? Het lyk my dit was 'n soort duisternis, waar die kersse en die lampe uitgeblus het. Glo dit met my hele hart. As jy God se woord glo, jy moet in hierdie tyd, as jy dit hoor en jy glo dit, maar jy begin excited raak, kan ons God bietjie 'n lofoffer gee? Want 'n duisternis oor die nasies, oor die wêreld kom, aan die ander kant, ons is in die wêreld, maar die van die wêreld nie. Terselfde tyd sal God se heerlikheid oor ons skyn. Nou is die tyd. Het hang af wat jy glo. Is dit reg so? Gaan in die leeukuil kom, maar ons gaan sonder les hulle uitstap. Hang af wat jy glo. Ek sluit af. En kom asseblief volgende Sondag dat ons saam 'n pad loop en ons leer saam uit God se woord. Ons kernteksvers, Johannes 14 vers 1, laat jou hart nie ontsteld word nie, want daar gaan dinge kom, wat geweldig ontsteltend gaan wees, in die radeloosheid, in die benoudheid, die wêreld gaan in benoudheid verval.
Nou sê hulle almal doodstil. Het jy dit net nou gelees saam met my die Bybel uit? Kan ons almal sê, dis wat gaan gebeur. Dit gaan nie beter word nie. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Het hang af wat jy glo. Laat jou hart net nie ontsteld raak nie. Jy sê met God glo. En in Jesus Christus se volbragte werk aan die kruishout. Jy sal daaraan moet vashou en met dit kan regkry. My afsluitingsteksvers. Ek het 'n lang reeks gepreek net oor vanuit hierdie teksvers wat so sê. In Spreuke 4 vers 23: Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Wat in jou hart aan die gang is. As jou hart ontsteld is, gaan jy moeilikheid kry. Bewaak jou hart. Het jy iets geleer vanmôre? Gaan ons oor ons harte waak? En hoe eintlik waak jy oor hom? Vul jou hart met soveel lig, met soveel lewe, lewende woord, dat daar geen plek is vir negativiteit nie. Dus volgens my dink ek die enigste manier hoe jy oor jou hart kan waak. Is dit reg so mense? Ek kan nie wag, ek wil nou begin preek, ek wil die volgende preek begin preek, want ek voel hy kom. Ek voel hy kom, maar ons moet hier afsluit nou. Want daar is volgende diens wat met plaas vind. Wie wil saam my staan en sê, Here, help my, ek sal my hart bewaak, my hart gaan nie ontstel word nie, ek gaan 'n mens wees wat God glo, en al kom ek in die leeukuil, gaan ek uitkom sonder enige letsel, want dit gebeur as 'n mens op God vertrou. Ek dink die Here verdien dat ons hom 'n lofoffer gee, halleluja.